Ons aanbid U, want U is die Here. Die Here wat homself bekend gemaak het as 'n Vader van genade en liefde. As die Here wat in die vlees gekom het in Christus Jesus, een soos ons, wat vir ons betaal het vir ons sonde aan 'n kruishout. Ons aanbid U as die Gees van die Vader, die Gees van Christus, die Heilige Gees, wat in ons woon, in ons werk, en ons voortdurend verander, om soos Christus Jesus te wees. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Amen. Ek sê weer eens baie welkom vir julle vanoggend hier in die kerk, aan al ons YouTube-kykers, sê ons ook vir jou baie welkom, mag die Here ook vir jou seën, waar jy dalk later vandag of in die week na hierdie diens kyk. Hoop, ek wil nie meer hoop nie. Ons hoor so baie, hoop, hou vas aan die hoop. Romeine 15 vers 13, 1 Korinte 13, 13, Hebreërs 10, 23 en Romeine 5 vers 3 tot 5. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons dankie vir die geleentheid wat ons het, om vanoggend hier in die kerk by mekaar te kom. Ons het vrywilliglik gekom om in U teenwoordigheid op hierdie besondere manier te wees. Ons het gekom as U kinders. Ons het gekom as stikkenis, gebrokenis, mense wat soek en worstel met die lewe, met lewensvrae, met kwessies, sonde, slegte gewoontes. Maar ons is hier, en U verwelkom ons met ope arms, want voor U het gebrokenis plek. En ons kan maar, soos daai sondaar, tollenaar op die bors slaan en sê, Here, wees ons as sondaars barmhartig. En U doen dit deur die woord en deur die Gees. Kom omvou U vir ons. Maak U vir ons by mekaar soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak en sit U vlerke oor ons. Hoe wonderlik om dit te weet, dat ons altyd ruimte by U het. Altyd het U tyd en plek vir ons. Nooit maak U met ons klaar nie. U gee nie op nie. Partykeer raak U dalk 'n bietjie moedeloos, maar U gee gelukkig nie op nie. Want U het ons so lief, want ons is so duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. So Here, praat met ons vanoggend, gee vir ons 'n bietjie hoop, en tel ons op deur U woord en U teenwoordigheid hier. En laat ons vir 'n oomblik vergeet van al ons dinge en op U konsentreer. In Jesus se naam. Amen. Hoop, ek wil nie meer hoop nie. En die teksverse soos daar aangedui. Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Romeine 5, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. 1 Korinte 13, 13 en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. In Hebreërs 10, 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Tot sover ons skriflesing. Daar's nog baie ander tekste wat ek kon gebruik het. Hoop
Nou ek het gedink, laat ek begin by Afrikaanse idiome. Want dis goed wat ons gebruik en ons herhaal hierdie goed en ons sê dit vir mekaar gereeld, waar ons vir iemand wat 'n bietjie met wie dit sleg gaan, wat in 'n krisisscenario is, wat bietjie worstel en dood en 'n hartseer en siekte en al hierdie goed, dan haal ons maar hierdie Afrikaanse idiome aan. Waar daar lewe is daar hoop. En ons sê graag, jy daar's aan die einde van hierdie tonnel is daar lig. Moenie moed opgee nie. Hou kop bo water. Die son sal môre weer skyn. Moenie net nie handdoek ingooi nie. Agter elke donker wolkie is daar 'n silwer randjie. Dis mooi goedjies, né? Maar weet jy wat? Ek het nou op 'n punt gekom waar ek nie eintlik meer hierdie soort van goed wil hoor nie. As mense begin praat oor hoop, dan raak ek moedeloos, want ek hoop nou al vir 30 jaar dat dinge in Suid-Afrika gaan beter word. Baie van ons worstel met persoonlike probleme en jy hoop en jy's nou eintlik al moeg gehoop, want dinge verander nie. Jou geldsaake werk nou al vir etlike jare net nie uit nie, jy's onder geweldige finansiële druk. Of jy worstel met 'n siekte. En mense sê, bly net oop. Daar's lig aan die einde van die tonnel. Ons raak moeg om hierdie geuite leefwoorde te hoor. Dis nie meer lus daarvoor nie. Dankie. Maar nee, dankie. Ek wil dit nie meer hoor nie. Ek het nou genoeg gehad. Wat is hoop? Nou as jy deur die bladsye van die Bybel blaai, is dit 'n goue draad dwars deur die Bybel. Dis met hoop dat Moses die volk uitlei. Dit is met hoop dat hulle trek. Dis met hoop dat hulle deur die woestyn gaan. Dis met hoop dat hulle die land van Kanaan binne gaan. Dis hoop waarvan die profete praat. Môre is daar uitkoms. Môre is dit beter. Daar's hoop en dan kom Christus Jesus en hy gee hoop vir die wêreld. En soos 1 Petrus 1 vir ons sê, ons het 'n onverganklike hoop wat in die hemel vir ons bewaar word. Hoop is 'n tema wat dwars deur die Bybel loop. Dis hierdie diepe gevoel van vertroue in God. Ek hou aan die Here vas dat dit môre sal beter gaan. Dis hierdie vaste geloof. Ek glo in 'n almagtige God wat die wêreld in sy hande hou en wat dinge in 'n oogwink kan beter maak. Ek is vol vertroue dat God is getrou aan sy woord. Hoekom sal hy my los? Hoekom sal hy my aan myself oorgee of aan my omstandighede oorgee? Hy sê, jy's myne. Dit het hy by my en jou doop vir ons gesê. En hy sê dit vandag nog, jy is myne, ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit aan jouself oorgee nie, of aan jou omstandighede oorgee nie. Jy is myne. En vanuit die Christelike verbond, ek het jou duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Hoop, want God is 'n genadige God. Hy sal sy liefde aan ons toon en sy vergifnis gee. Hy sal ons nie teleurstel nie. Dit is wat hoop in wese is, dat ek met hierdie geloof, partykeer 'n bietjie meer, party daar 'n bietjie minder, maar ek hou vas aan God. Want dis die een kant van die muntstuk, né? Want ons weet, ons hoop lê nie binne in onsself nie, ons hoop lê buite onsself. Maar die ander kant van die muntstuk, om te kan hoop, vra ook iets van my. Dit vra vir my om 'n wilsbesluit te neem, dat ek sê, ek gaan nie opgee nie, ten spyte van wat in my lewe aangaan. Ek gaan nie ophou nie, ek gaan aanhou probeer, ek gaan maar weer my kop optel, ek gaan maar weer die volgende tree gee, want ek glo met my hele wese, dinge sal beter word, want ek is die Here se. Kosbaar, belangrik vir hom.
wat hy nie gaan los nie. Sê dit hoeveel keer in die Nuwe Testament, ek sê jou nooit los nie. So dis die hoop, dat ek ook sê, ja, my hoop lê in God, maar ek doen iets om aan hom vas te hou. Hebreërs 11 vers 1, en dit is so baie bekende en 'n mooi vers. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons lees dit weer. Vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Weet nie wat môre inhou nie. Weet nie wat vorentoe lê nie, maar ek het hoop en ek het vertroue. Dis onwrikbare geloof in God, om te sê, al weet ek nie wat môre vir my inhou nie, maar ek het hoop. Dit is vaste vertroue in God. In God. En ek verwys na Psalm 121. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. In God. My hoop is nie die lotto nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar die lotto se deelname het verskriklik opgeskiet in die laaste paar jaar. Want mense het hoop, ek wil net gou 'n vinnige geldjie maak, want ek kan nie meer langer so sukkel nie, so nou verarm hulle self net verder. My hoop is nie in die lotto nie, my hoop is nie in die ANC nie, my hoop is nie in een of ander politieke party nie, my hoop is nie in 'n weermag nie, my hoop is nie op my bankrekening nie, my hoop is nie op my wonderlike vernuf, of my karakter of persoon nie. My hoop is in God, wat hemel en aarde gemaak het. In God alleen. Want dis waar my hoop lê. So wat is hoop eintlik anders as om oor te gee aan God? Wat is my en jou grondslag? Dat ons kinders van die Here is. Dat God ons duur gekoop het in Christus Jesus. Dat hy vir ons 'n goeie Vader is, wat ons lief het, wat ons nooit gaan versaak nie, ons nooit gaan los nie, wat getrou is aan homself, want God is nie 'n mens en nimmerie, dat hy sy woord sal verander nie. Jakobus sê al sou die sterre verander, God sal nie verander nie. God is getrou aan homself. En wat hy gesê het hy gesê, en die feit dat hy gesê het, jy is myne, sal hy nooit ooit terugtrek nie. Hoeveel van hierdie tekste het die Heilige Gees ingebring? Want dit is waaraan die Gees van God ons voortdurend herinner, dat ons aan hom behoort. So die wonderlike troos wat ek het, as 'n mens wat hoop, is dat ek is in God se hand, maar ook in sy hart. En hy dink die hele tyd aan my. Al dink ek nie eers aan hom nie. Dis die wonderlikheid van hoop. Hy sal my nooit los nie. Daarom vertrou ek hom. Ek gee maar oor. Miskien is dit al uitweg wat ek volgend het. Na al die druk, en al die gesoek, en al die geworstel, en na al die hooploosheid, is dit dalk die enigste ding wat ek kan doen, is om te sê, ek gee oor. Gee net oor. Hoor hierdie mooi woorde van Jeremia. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Die Here weet, dis hoe die Here dink, né? Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis om môre, wat ek nie weet wat hy bring nie, weer te omhels, weer te gryp. Dalk maak dit sin wat ons in die Afrikaans sê, môre skyn die son weer. Want wat doen ons eintlik as ons hierdie goed sê, of as ons hierdie woorde van die Here omhels? Dis hierdie spanning van, ek is nou hier, en ek weet nie wat gaan kom nie, maar daar gaan iets beter kom, so ek bly hoop. Dis 'n toekomsgerigtheid. En natuurlik as kinders van die Here is wat ons ook vir mekaar moet sê, en ons praat ook te min daaroor, dis hierdie toekomsgerigtheid van God
kom en God gaan hierdie wêreld verander. Ons is tydelike inwoners hierso, soos Jakobus en Petrus sê. Ons is net tentbewoners, tydelik. Maar ons raak so verknog aan hierdie wêreld en al sy goed en al sy dinge, asof dit alles is. Dit gaan alles verby. Selfs die Here Jesus het by geleentheid gesê, dit sal vergaan. So, ek hoop, op 'n beter môre. As hy spanning. Ek is nou hier, maar ek weet môre gaan dit beter gaan. En ek hoop op, die Here kom weer. En dan is dit hemel op aarde, soos Openbaring sê. Hoor wat sê Klaagliedere 3. Dis die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Hoop gee vir my en jou weer moed. As ek nie hoop het nie, wat het ek? As ek op 'n hoop om gesond te word, wat het ek oor? As ek op 'n hoop dat dit môre gaan beter gaan met my finansies, of met die land, of met omstandighede. As ek op 'n hoop, hoe sal dit ooit verander? Want dit is asof hoop jou tot aksie dwing. So, laat ons hoop, laat ons opstaan. Môre is beter. Want as ek hoop, kom ek oor my pyn. Val gister se pyn. As ek hoop, lewe ek eintlik en gryp ek die lewe. As ek hoop, gee ek troos of kry ek troos dat ek is in God se hande. In Romeine 5 het hy gepraat van swaar kry en van slegte omstandighede. Maar dit, die wete dat God in beheer is en dat ek in sy hande is, gee hoop. Dit bou my geloof. So is jy hoopvol? Of is jy hooploos? Dink nie daar so Afrikaanse woord nie, maar ek skep hom. Is jy hooploos? As jy hoop verloor het, want baie keer verloor ons maar hoop. Ons is mense. Hoe kry ons hoop? Hoe kry ons dit weer terug? Keer jy terug na God. Want God is ons bron van hoop. Sonder hom is daar nie hoop vir die wêreld nie. Sonder hom is daar nie hoop vir my nie. Soos ek hooploos geraak het, laat ek God weer opsoek. Laat ek weer die Bybel in my hande neem. En ek wil dit vanoggend weer vir julle vra, asseblief, lees jou Bybel. Dit is skrikwekkend hoe min van ons gelowiges nog hulle Bybels lees. Lees jou Bybel. Want ek kan nie in God hoop vind as ek hom nie ken nie. En ek kan hom net ken uit sy woord uit. So lees jou Bybel en praat met hom. Here, ek is moedeloos. Here, ek is kapot. Here, ek gee op. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Here, gee my krag. Here, kom my tegemoet. Onse Vader gebed 28 sekondes gaan dit jou vat. As jy niks anders kan bid nie. Gaan soek mense op wat hoop het. Want baie keer is ek so moedeloos en so hooploos. Maar as baie ander mense om my wat hoop het, wat die sukses van hoop in hulle lewens ervaar, wat die vrede van God in hulle het. En dit is aansteeklik om by hulle te kom, want as jy weer daar ry, dan voel jy beter, en dan het jy ook weer 'n stukkie hoop. So gaan soek sulke mense op. Maar die ander kant is ook waar, vir my mense en dinge, wat nie veel hoop gee nie. Ek wil maar vir jou reguit sê, as jy iemand ken, familie, vriende, wat daai negatiewe mense is, wat alwaaroor hulle kan praat is die sleg, en die negatiewe van die lewe, weet jy wat, sê vir hulle totsiens. Ons het hulle nie nodig nie. Want hulle beteken eintlik vir ons niks, hulle trek ons af. Versamel vir jou mense om jou wat jou opbou.
nie aftrek nie. En begin self hoop uitdeel. Want wanneer ek begin hoop uitdeel, ontdek ek iets van hoop. En as ek dit uitdeel en ek sien wat dit aan ander mense doen, dan stimuleer dit my meer. So ek raak aktief. En ek begin saam met Jesus Christus die dans van God op sy ritme dans in hierdie wêreld. Ek sluit af met hierdie woorde. En God sal jou vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. So vertrou hom, onwrikbaar, onvoorwaardelik, met jou alles. Ek hoop, dat jy 'n stukkie hoop vanoggend kry. Amen. Baie dankie Here vir u woord. Ons het almal hoop nodig. En ons weet ons hoop lê in Christus Jesus alleen. Want sonder hom is daar vir ons niks oor in hierdie wêreld nie. Ons sien 'n wêreld om ons wat almal soek na hoop, maar in verkeerde goed. Maar ons weet, as ons hoop het en hoop soek, kan ons dit net in God drie-enig kry. So help ons ook hier in Waterval om 'n gemeente van hoop te wees en dat ons dit sal aktiveer in onsself deur die Gees en dat ons dit vir mekaar gee en maar ook vir die wêreld gee. Dankie dat u nie met ons klaarmaak nie, dat u so getrou is aan u self, dat u ons voortdurend omhels met u liefde en nooit met ons klaarmaak het ten spyte van ons aksies en ons gedagtes en ons woorde. Ons bly vir u kosbaar. Maar dit motiveer ons ook om met verantwoordelikheid voor u te lewe. So help ons om die regte te doen, te dink, wat alles vir u aanneemlik is, soos die psalmdigter sê. Seën ons hier in Waterval. Dankie vir al die gawes. Dankie vir elkeen in hierdie gemeente. Dat ons elkeen iets het om te gee en te lewer tot u eer. Dankie vir u goedheid en u guns en u getrouheid. Ons bid vir hulle op ons lysie, wat ons vanoggend hier in die kerk voorgehou het. Dat die elkeen in die besonder aanraak. Ons bid vir ons kinders, wat met eksamen besig is. Ons 3 matrikulante, Here seën ook vir hulle. Want dit is ook 'n einde van 'n fase in hulle lewe wat nou vinnig kom. Seën ook al ons bejaardes. Gee krag, gee genade. Gee wysheid aan ons ouers. Seën elke huwelik. Ons vra dit in die Here Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Mag die liefde van God vir ons oorweldig, dat ons in sy liefde en genade hoop vind. En mag die Gees van die Here ons help om in hierdie hoop vas te hou, elke dag. Amen.